Welkom terug by Maak My 'n Miljonair. Ons is op soek na die nuwe wenner van Maak My 'n Miljonair. Kom saam met ons op die soektog en kyk of ons hierdie entrepreneur kan vind. Jy wonder seker. Hoe doen ons dit presies? Ek is Jason Coulson. Matty Blau. Shaniqua Steenkamp. En ek is Albert van Wyk. Action. En in hierdie episode, ons speel skaak. Skaak. Hoekom? Ek ontmoet die bekende blikkies. Die blikkies. Die famous blikkies. Ek hoor iets van 'n voetreis. Klink vir my soos 'n voetreis. Almal op die paviljoen wil miljonêers wees. Maak my 'n miljonair. 80 hoërskole. Al die pad tot by Kaapstad. R50.000 kontant. Die Maak My Miljonair trofee Die toekomstige miljonair. en 'n jaar mentorskap. Ek is Jason Coulson. My naam is Matty Blau. Ek is Shaniqua Steenkamp. En ek is Albert van Wyk. Okay, kom ons gaan. Ek is Albert van Wyk en ek het my eerste R1 miljoen gemaak op die ouderdom van 22. En dit het alles begin met my eerste klein konstruksiebesigheidjie wat ek op hoërskool begin het. Ek het goeders gedoen soos mure geverf en afdakke gebou en dit het vir my genoeg geld gemaak in hoërskool om my eerste eiendom te koop toe ek 19 jaar oud was. Dit het my 'n miljonair gemaak op die ouderdom van 22 en vandag het ek 'n groot eiendomsportefeulje met baie eiendomme. Ek het 'n ingenieursfirma met 34 ingenieurs wat vir my werk, 'n konstruksiemaatskappy met 15 manne wat huise bou en huise renovate. En natuurlik vandag toer ek die land met Maak My 'n Miljonair met die doel om die lesse wat ek geleer het tydens hierdie journey van entrepreneurskap te deel met jong entrepreneurs wat in dieselfde posisie was as wat ek was in hoërskool. Die doel van ons Maak My Miljonair reeks is tweeledig. Eerstens vir die bewusmaking van entrepreneurskap onder die jeug van Suid-Afrika. Tweedens om daardie entrepreneur te vind wat ons kan mentor om hom of haar 'n miljonair te maak. Okay, so hoe werk dit? Daar is 3 fases tot ons program. Fase 1. Ons toer die land en besoek hoërskole reg oor Suid-Afrika. 80 hoërskole vanaf Pietersburg tot Bloemfontein en al die pad af tot in die Kaap. En dan soek ons leerders wat ons kan inspireer om entrepreneurskap aan te durf. Daarna nooi ons die jong entrepreneurs met hulle eie besighede om in te skryf vir die Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie. In fase 2 nooi ons die topkandidaate uit vir die brandbank sessie. Ons wil kyk of hierdie entrepreneurs hulle besighede goed genoeg ken. As jy die brandbank oorleef, begin fase 3. In fase 3 toets ons top entrepreneurs met regte wêreld besigheidsprobleme. Ons kyk of hierdie entrepreneurs die regte vaardighede het om miljonêers te kan word. Ons Maak My 'n Miljonair projek het baie gegroei oor die laaste paar jaar. In 2022 het ons 20 skole besoek, in 2023 het ons 40 skole besoek, in 2024 het ons 60 skole besoek en hierdie jaar het ons 82 skole besoek met ons Maak My 'n Miljonair projek. Ek het omtrent met so 93,000 hoërskoolleerders gesels. En in hierdie episode gaan ons vir julle 20 van daardie skole wys wat ons besoek het. En die eerste skool op die lys is Hoërskool Rustenburg. By Hoërskool Salomon Senekal. by Hoërskool Riebeekrand. Welkom by Hoërskool Rustenburg, die beste skool in die land. Ek is seker daar's 'n paar sterk entrepreneurs. Kom ons gaan. Yes! Hy was laas jaar in matriek. Hy maak nou R220,000 'n maand.
die American Dream. Maar kom ek sê julle vandag, ek glo daar's iets soos 'n South African Dream. En toe staan ek buite die skoolhek elke dag en soos die leerders uitkom, verkoop ek speelgoed aan hulle. En dit is hoe ek my eerste besigheid begin het. Jy moet elke oggend wakker word en jou besigheid ran. Kan jy dit ook? Juan sê jy ek verf mense se hondjies vir R500. Nou onder sit jou WhatsApp nommer. So Richard Poordat, Rules of Wealth, my boek. Richest Man in Babylon, Think and Grow Rich. Jy moet al daai boeke onder jou knie hê voordat jy daai besigheid tackle. En dalk sit jy 'n special filling in of iets intussen die koekie dan as jy hom byt dan is al lekker karamel of iets. Hoërskool Rustenburg, R3 Hoërskool Salomon Senekal. Julle was awesome geweest Die leerders was so geïnspireerd en dit was so lekker om julle skool te besoek. en daar was reeds baie sterk entrepreneurs hier by hierdie skool. Nou sien ek uit om julle besigheidsinskrywings te sien. So, hoe was Hoërskool Rustenburg vandag? Ek dink dit was baie lekker geweest. Ek het my tog baie geniet. Die skool het baie gees gehad. Hoërskool Rustenburg, julle was awesome geweest. Ons sien uit vir julle inskrywings. Suid-Afrika se ekonomie kort meer entrepreneurs. Daarom gaan ons na die skole op soek na die entrepreneurs wat ons kan mentor sodat hulle kan help hou aan Suid-Afrika se toekoms. Die doel van Maak My 'n Miljonair is tweeledig. Eerstens, die bewusmaking van entrepreneurskap onder die jeug van Suid-Afrika. Tweedens, om daardie entrepreneur te vind wat ons kan mentor om hom of haar 'n miljonair te maak. En in hierdie episode besoek ons juis skole om daardie jong entrepreneurs te vind. En die volgende skool op ons lys is Hoër Volksskool Heidelberg. Gaan ons daardie entrepreneur vandag by hierdie skool vind? Kom ons gaan kyk. Ja, hier is ons nou. Get on, hè? Nice one. Volksskool Heidelberg, hoe gaan dit met julle vanoggend? Gaan dit goed? Laat ek sien, gaan dit goed? Ek kan julle nie hoor nie, volkies. Gaan dit goed? Vandag gaan dit goed? Dis hy! Ja, dis hy. Die beste manier om 'n miljonair te word is. Wil julle weet wat dit is? Ek wil om jou te inspireer en te sê, dit is moontlik. Gee nie om waar jy vandaan kom nie. Gee nie om waar jy jouself vandag bevind nie. Jy kan ook deur entrepreneurskap jou eie toekoms beskryf. Jy kan jou toekoms in jou eie hande vat. Dalk wil jy 'n verskil maak, nie net vir jouself en jou gesin nie, maar ook vir die mense rondom jou, maar ook vir Suid-Afrika. Jy kan dit doen. Vir 4 Saterdae 'n maand is 30 dis maak met dit, maar ek ken ook baie mense. Nou maar nou is die volgende stap. Wat? Ja, want ek het uit elkeen van daai laerskole wat 1000 leerders. En nou is ek opgewonde om te sien hoeveel van julle entrepreneurs gaan inskryf vir Maak My 'n Miljonair. Ons het vandag gekyk of ons sterk entrepreneurs kan vind om te help om hulle besighede te groei. Met elke hoërskoolbesoek nooi ons jong entrepreneurs uit wat hul eie besighede het om in te skryf vir Maak My 'n Miljonair. Hulle skryf in deur vir ons 'n 1 minuut video te stuur waar hulle ons meer vertel oor hul besighede. So kom ons kyk na 'n paar van hierdie video's. Ek is Amber Andrews, 'n matrikulant van Hoër Volksskool Heidelberg. My naam is Ingrid Venter en my idee is om kaartjies te verkoop. Hallo, ek is John de Villiers van Hoër Volksskool Heidelberg. Ek is Konrad Venter. Ek is Jacques Venter. Ons het 'n besigheid waar ons grasny, swembad en skoonmaak. En laas jaar het ek brownies verkoop en hierdie jaar wil ek iets beters doen. Hier is my besigheid. Ek verkoop hoenders aan boere net hier buite die dorp by die veiling. Ek het nou op die stadion 10 henne, 2 hane. Basically alles wat jy nie wil doen nie. So, vandag kan ek bekers, tumblers, selfoonkassies, mousepads, puzzles, enige iets doen. Ek wil kaartjies vervaardig wat kreatief is, mooi is, persoonlik is en betekenis het. Baie dankie. Ek hoop ek kom in. So ja, Albert van Wyk maak my 'n miljonair. Dit is vir my awesome om te sien hoeveel hoërskool entrepreneurs daar actually by al hierdie hoërskole is. Elke video wys vir ons, daar's planne, daar's potensiaal, daar's hoop, daar's inspirasie. En nou dat hulle hulle video vir ons ingestuur het, begin die moeilike deel van die kompetisie. As jy dink hierdie entrepreneurs was inspirerend, wag tot jy sien wie ons nog gaan raakloop by hierdie hoërskole. Skakel in na die breek.
Welkom terug by Maak my 'n miljonair. Ons is besig met ons landwyse toer om 80 hoërskole reg oor Suid-Afrika te besoek. Ons doel is bewusmaking van entrepreneurskap en om daardie hoërskoolleerder te vind wat ons kan mentor om hom of haar 'n miljonair te maak. Vandag is ons by Hoërskool Stoffberg, Brandwag. by Hoërskool Die Anker, my ou skool. Natuurlik die beste skool in die land. Ons is op soek na die entrepreneur wat ons kan mentor om hom of haar 'n miljonair te maak. Ons gaan bietjie op die stoepe loop en soek vir daardie entrepreneur. Kom ons gaan kyk. Die leerders is nou besig om in die saal in te stap. Hulle is gaan amper gesels. Hoe voel dit om by jou ou skool te wees? Dit is awesome om Albert, baie bekende gesigte. Ek is reg vir die. Kom ons gaan inspireer die toekomstige entrepreneurs van Suid-Afrika. Hier gaan ons. Right. Hoërskool Stoffberg, Hoërskool Die Anker. Hoërskool Brandwag, gaan met julle vandag, gaan dit goed, laat ek sien, gaan dit goed. Ek kan julle nie hoor nie, Hoërskool Die Anker, gaan dit goed vanoggend, gaan dit goed. Ja! Toe begin ek al aan 'n ander speelgoed by die skool verkoop. So slime balls en klapkans en rookbomme en al die cheap Chinese toys. Totdat die eerste rookbom op die rugbyveld afgegaan het. Toe ek so oud soos jy was, het ek my konstruksiebesigheid begin met R0. Jy weet al die praktiese goed wat jy hierso leer in die werkswinkels, het ek gedoen vir 'n inkomste. En al die goeders te hê wat jy wil hê, maar wat meer belangrik is met my besighede en met entrepreneurskap kon ek werk skep. Dit is entrepreneurskap. Maar ek het nie regtig geweet hoe om te begin. Ek het 'n bottom besigheid gehad, wat het alles opgeleer. Ek het 'n driving besigheid gehad, maar ek het albei moet by opgeleer. Vind ek inspirasie by Matthew Blau, die wenner van die 2022 seisoen. En R180.000 in my besigheid het gebeur. Klink dit goed? Ja, wie het 'n motorfiets? Nou raai wat, julle almal kan besighede begin. En dit is ons doel met Maak my 'n miljonair vandag. Om vir jou te sê jy kan 'n besigheid begin. Jy kan by R0 begin. Jy kan 'n entrepreneur wees en jy kan ook jou drome in jou lewe 'n realiteit maak. Ons intensie is om vir jou te sê dit is moontlik. Kyk, Wat my geïnspireer van sy praatjie is dat jy van niks af miljoene kan maak. Toe Albert by my skool was, sy praatjie het my net geïnspireer. Hoërskool Die Anker, Hoërskool Brandwag. Stoffies, julle gees was awesome geweest. dit was super lekker om julle skool te besoek. En dit was so amazing om terug te wees by my ou skool. Kom ons kyk of julle reeds sterk entrepreneurs stof uit die ander entrepreneurs se oë gaan skiet. Vir een of ander rede word ek altyd uitgedaag vir 'n armdruk en ek het al arm gedruk by Hoërskool aan Strydom, Hoërskool Sekunda, Hoërskool Monument, Hoërskool Piet Potgieter. Maar vandag lyk dit vir my ek gaan met armdruk teen twee ouens hier by Hoërskool Stoffberg. Hi Marco, hi Jared, lekker man. Daar's hy, is julle reg? 'n dubbel julle. Sorry vir al dit. Is julle reg? Ja. 1 2 3 kom. Okay, well done, julle het gewen. Daar's hy. Okay. Dit was embarrassing. Ek het gedog ek het die twee ouens. Ek het al baie armdruk uitdagings gekry, maar nog nooit 'n skaak challenge nie. Kom ons kyk hoe dit gaan. Hallo Ethan. Ethan het my uitgedaag om skaak te speel. Nou Ethan, dink jy gaan wen? Ek is seker daarvan ek kan dit dalk deurdruk om te wen. Of dink jy ek gaan wen? Daar's 'n moontlikheid dat jy mag wen. Okay, maar ek gaan dit exciting maak. Ek gaan R100 op die spel sit. Kom ons speel skaak. Dis gevaarlik julle. Wie lyk die bord so ver? Nou raak dit interesting julle. Kom ons maak so. Dan vat ek nog 'n skynsloop hê. Daai is 'n goeie move. Skaak. Hoekom? Kasteel. Oh, nice one. En sien my dit vir nou. Skaak.
Ek het hom eerste keer in skaak gesit. Hy het al 4 keer in skaak gehad. Dis 'n mat. Daai skaakmat. Wag. Okay, ek het nie bedoel om hom te wen nie. Ek dink ek het hom in skaakmat, julle. Is dit waar? Ja, dis mat. Toe ek weer sien toe sy in skaakmat, ek weet regtig nie hoe werk hierdie goeters nie. Dit lyk my die game is verby. Dis hy. Well done. Maar ek dink daarom hy het 'n goeie dag gehad met die ekstra R100 wat hy gemaak het. Maar kyk, ons is nou eers op pad na die volgende skool. Ek het so baie by Albert geleer in die afgelope 3 jaar en ek leer nog elke dag iets nuuts. Albert het my tydens Maak my 'n miljonair gementor en baie van besigheid geleer. Nou is dit my tyd om weer vir die volgende entrepreneurs bietjie tou wys oor besigheid te maak. En nou is ons by Hoërskool Hans Moore. Kom ons gaan ontmoet die Moore entrepreneurs. Ek het vandag een vraag vir oom. Hoekom die rooi skoene? Wel, ek het eendag toevallig rooi skoene aangetrek na skool toe. En toe ons die show op TV sit, toe praat almal van die oom met die lang hare en die rooi skoene. Ek vang. En toe maak ek dit net soos deel van my brand en nou dra ek altyd rooi skoene as ek. Nou gaan dit goed, laat ek sien, gaan dit goed! Ja! Gaan dit goed hierdie kant, gaan dit goed, laat ek sien, gaan dit goed! Ja! Awesome. Great. So ek is die wenner van Maak my 'n miljonair 2024. Maar julle wonder seker hoe ek dit gedoen. Wat 'n besigheid het ek gehad? Vandag leef ek my droom. Maar dit was nie altyd soos dit gewees nie. Ek het 'n doel voor oë gehad. Ek wou Maak my 'n miljonair wen en ek wou ook net soos Albert my miljonair journey begin. Maar ek het nie geld gehad. Net soos wat Matthew in 2022 my geïnspireer het, staan ons vandag voor julle. Wanneer gaan jy besluit om jou toekoms in jou lewe te neem in jou eie hande? En my raad aan julle is begin vandag. So vertel my wat jy doen. Jy koop consoles en games en dan verkoop jy dit weer. So jy sit die 30,000 in en dan oor 5 maande dan sien jy weer 30,000 en koop jy nog 'n masjien. Is jy blikkies? Die famous blikkies. Oral waar jy loop, hoor ek net blikkies. Hoe gaan we? Wat my regtig vandag inspireer het, is dat ons eintlik van niks af baie kan bereik. Ek sien regtig uit om in die kompetisie in te skryf. Ek dink dit gaan regtig my besigheid na 'n ander hoogte toe vat. Is die volgende miljonair hier by Hans Moore? Volgende miljonair is Hans Moore. Ek het met al die leerders vandag gepraat. Ek was laas jaar in matriek en daarom kan ek besigheidswenke met die leerders deel wat prakties en relevant is. En vir die leerders wat nog twyfel, is dit net wat hulle nodig het om hulle besighede aan die gang te kry. Ons het 'n paar tips met die leerders gedeel oor hoe om geld te maak en hoe om hul besighede te begin. En nou is ons alweer op pad na die volgende skool. Hoërskool Linden. Hoërskool Noordheuwel. Kom ons gaan kyk wat se entrepreneurs ons hier kan vind. Kom ons kyk wat hou julle vir ons in. Ek is Albert van Wyk. Ek is 'n entrepreneur. En hierdie was Hoërskool Entrepreneurs. So kyk hoe jy 'n bietjie kan uitbrei, gaan praat selfs met besighede. Jy kan hom enige tyd weer terugkoop. Vir my, nou kan ek 10 Xboxes gaan koop. Om alweer weer met my skool te sien, ek actually in die nogal stressvol want ek het my op die sport gesit. Kaiden is awesome. En hy het amazing deursettingsvermoë. Ek het weer uitgesien om weer deel te neem hierdie jaar. Ja, ek het 'n paar verrassings wat wag vir almal die jaar, so pas op. Hy het laas jaar ook deelgeneem aan Maak my 'n miljonair en hy het dit gemaak tot by die uitdagingsronde. Hierdie jaar het hy weer ingeskryf. Kom ons kyk hoe dit gaan. Die skooltalk vandag was great geweest. Die leerders is super geïnspireerd om ook hulle eie besighede te begin. Maar nou, kom ons kyk hoe hierdie entrepreneurs hulle besighede bedryf. My naam is Anthony Goosen. Ek is JP Prinsloo. My naam is Ronnie Potgieter. My naam is Blikkie Smit. Parkkaart Values. My naam is Fanny Visser. My naam is Franco Matthee. Keith Pollard. Karen Axel. Janine de Klerk. Bevin Planner. 3D printing. Omstrukkies, knippies. Ek maak skoolskoene. Gras te sny. Ek koop en verkoop koekies. Ek maak lintrose. Albert van Wyk maak my 'n miljonair. Maak my 'n miljonair. Maak my 'n miljonair. Albert maak ons miljonairs. So Albert van Wyk maak my 'n miljonair. Albert van Wyk maak my 'n miljonair.
Jy kan enige besigheid met R0 begin en enige iemand kan 'n miljonair wees. Jy moet net weet hoe en ons leer nou juis vir hierdie entrepreneurs hoe. Ons is nou besig met al ons skoolbesoeke in Johannesburg en die suidelike deel van Gauteng. En die volgende 2 skole op die lys is Oosterrand Akademie en Hoërskool Bastion. Ons is vandag hier by Oosterrand Akademie, 'n Hoërskool Bastion, om die toekomstige entrepreneurs te inspireer en hulle 'n bietjie meer bewus te maak oor besigheid. Kom ons gaan kyk. Dit was my heel eerste besigheid wat ek begin het, om energy drinks te verkoop en te begin te koop en te verkoop by die skool. Waar totdat die eerste rookbom op die rugbyveld afgegaan het. En toe natuurlik roep die hoof my in en sê Albert, jy mag nie speelgoed by die skool verkoop. Maar deur om aanhou aan te gaan, het dit later 'n sukses geword. Net erger geraak. Elke hoërskool het daai een leerder waarby jy letterlik enigiets kan koop. Is daar iemand so dit in hierdie skool? Ek sien jou. Jy moet net die toekoms in jou eie hande vat. Al die mentorskap, al die coaching, al die inskrywing wat jy kry is 100% gratis. Mama, nice. Die eerste ding wat jy moet doen is jy moet inskryf vir Maak My 'n Miljonair. Dat jy 'n bietjie kan mentor en kan coach. Moenie hoop verloor as mense vir jou sê nee nie. Almal moet weet exactly wat jy doen en dan gaan jou besigheid net kan. Hier het ons vanoggend met die hele skool in die saal gepraat. En ek het hulle vertel hoe ek my eerste besigheid met R0 begin het. Met die hope om hulle te inspireer om dieselfde te kan doen. Ek dink ons het vandag 'n goeie impak gemaak by die leerders. Maar nou is ons eers op pad na die volgende skool toe. Toe ek op hoërskool was, het ek gewens vir 'n entrepreneur of 'n suksesvolle besigheidspersoon of 'n miljonair om na my skool toe te kom en my net 'n bietjie touwys te maak oor entrepreneurskap. Maar dit het nooit gebeur nie. En dit is hoekom ons doen wat ons doen vandag. Dit is hoekom ons Maak My 'n Miljonair begin het. Ons het nou meeste van die skole op ons lys afgetik en regtig impressive entrepreneurs gevind. Ons almal weet Suid-Afrika het meer entrepreneurs nodig. En met die Maak My Miljonair program skep ons daardie entrepreneurs wat Suid-Afrika so brood nodig het. Ek, Albert, Jason en Shaniqua is voorbeelde van die South African Dream. En ek glo deur ons stories met die leerders te deel, kan ons hulle inspireer om ook hul South African Dream 'n realiteit te maak. Nou is dit weer tyd vir 'n roadtrip om ons volgende skole te besoek. Vandag is ons by die Kempies. Hoërskool Dinamika by Help Mekaar College op soek na die volgende miljonair. Wat ons kan mentor om hulle moontlik miljonairs te maak. Met Maak My 'n Miljonair. Ons is so opgewonde om die leerders te inspireer om ook hulle entrepreneur journey te begin. Kom ons gaan kyk. Are you doing well today? Ja! Goed, dat ek hierdie kan hoor. Ek kan julle nie hoor, gaan dit goed? Asai, lyk my julle is lekker excited vanoggend. Net so met die geld van my Xbox, my motorfiets, koop ek my eerste klommasjien en begin 'n besigheid met die naam van JCC The Claw. Mure verf het verander in mure bou. En mure bou het verander in huise renoveer. Vandag kon ek vir my ma en my pa 'n kar koop. R1500 was net genoeg geld om 'n tweedehandse vrieskas te koop en 'n paar stop. Wie kan almal 'n cupcake bak? Ek besluit toe met R0 in my eie sak om 'n besigheid te begin nadat ek by Matthew inspirasie gekry het. So, as jy dalk vandag hierso sit en jy het 'n besigheidsidee waaraan jy jare dink. Hoe lank gaan jy nog wag om jou eie storie te skryf? In produksie in te sit.
You can do business in cash. Ek het van nou aan begin. So your clothing brand needs to do the same. Weet jy toe hy kom nee en ek sit daar op die paviljoen en dink ek is hierdie miskien 'n scam. Want jy weet dis baie min wat mense so gratis vir jou kennis kan gee van besighede. Dit het my besef ek kan ook hierdie doen. Dit is moontlik want ek het hierdie besigheid idee, maar ek sukkel so om dit aan die gang te kry en toe Albert kom, toe was dit soos ek kan dit doen. Kom ek begin. Hoërskool Kempton Park, Helpies, Hoërskool Dynamica. Julle gees was amazing geweest. Nou sien ons uit om julle entrepreneur inskrywings te sien. Maak my So net om 'n bietjie agtergrond te gee. Ek doen nie al die skoolpraatjies nie. Matthew, Jason en Shaniko het hierdie jaar omtrent 40% van die skoolpraatjies gedoen op hulle eie sonder my. En ek het al my bes te probeer. Ek kan in die 3 maande wat ons skoolbesoeke doen, maksimum 60 skole besoek. En dit beteken ek doen 2 tot 3 skoolbesoeke 'n dag. Maar imagine as ons 5 jong miljonêers het. Imagine 10 soos Matthew, Jason en Shaniko wat die land toer en ons jeug bemagtig met entrepreneuriese konsepte. Dit is die droom van Maak My 'n Miljonair. Dit is hoe ons Suid-Afrika se ekonomie gaan verander. So die nuwe generasie moet nou oorvat. Jason, jy's nou die 2024 kampioen. Maar dit is vir my lekker om te sien hoe jy nou met die leerders praat vandag en in my voetspore kan volg. Kom Albert, ek volg dalk oom se voetspore. Mag ek vir hom vanaf verbyvaar? Klink vir my soos 'n voetreis. Ja nee, ek is nou definitief al die oom met die lang hare en die rooi skoene. Okay. Vanoggend is ons by Hoërskool Monument by Hoërskool Florida. Ons is op soek na entrepreneurs wat ons kan mentor om hom of haar 'n miljonair te maak. Kom ons gaan kyk. Hoërskool Florida, hoe gaan met julle vanoggend? Gaan dit goed? Laat ek sien, gaan dit goed? Hoërskool Monument, hoe gaan met julle vanoggend? Gaan dit goed? Laat ek sien, gaan dit goed? Ek kan julle nie hoor nie. Het sy besigheid begin met R50 in sy sak. Die beste manier om 'n miljonair te word is deur entrepreneurskap. En aan die einde van die 8 maande deur Maak My 'n Miljonair se mentorskap, coaching en al die werksmethodes wat ons hom gegee het, het hy opgeëindig om 'n average inkomste van R26,000 'n maand te maak. Hy was graad 10 en so het ek R2,500 gemaak uit niks, R0. Die 92,000 hoërskoolleerders in Suid-Afrika het sy het gemaak tot op die top 10. Kom ons gee vir haar 'n massiewe handeklap. Abigail het verlede jaar ook deelgeneem aan Maak My 'n Miljonair. En sy het nie net deelgeneem nie, sy het dit gemaak tot by die top 10 by ons gala aand van ons Maak My 'n Miljonair kompetisie. En sy is 'n groot inspirasie by haar skool en 'n lewende bewys dat jong entrepreneurs kan 'n besigheid begin. Hulle kan hulle drome 'n realiteit maak. En dit wat ons doen by Maak My 'n Miljonair werk. Ek is nou besig om 'n supplier te word vir baie van die groot kledingmaatskappye soos Mr Price en Thank You. En dan is ek ook besig om my eie winkel oop te maak. Ja, Albert was nou net by ons skool gewees en sy praatjie was baie inspirerend vir my. Dit is moontlik om daardie drome realiteit te maak. Ons is hier om te help. Ek is meer as gereed om te skryf en om hierdie kompetisie aan te durf. Ek sien julle by die volgende ronde. Kom ek sê kort net 10 uit 1000. Klink dit doable? Ja. Miskien is dit wat ek gaan doen. Dit is my uitgestaan dat hy dit oorleef het en hy het 'n beter toekoms vir homself gemaak. Hoërskool Florida, Monas, dit was super lekker om julle entrepreneurs te ontmoet. Nou bly die vraag staan. Het julle 'n entrepreneur wat dit vat? Wat Maak My 'n Miljonair kan wen? Wel, ons sal moet sien. Ons eerste paar skole, Dan en Dustin. Ons het 'n
groot verskeidenheid van entrepreneurs ontmoet. Ons eerste paar skole, dan en dusted. Ons het 'n groot verskeidenheid van entrepreneurs ontmoet. My naam is Giovanni Kreer. Kylie van Tonder, Jennifer van Staden. Ek is Aaron Baker. Anja en my naam is Anka. Ethan Govender en ek is Adrian de Boer. En ons is albei in Hoërskool Florida. Ek is Leon de Bel. Is Mison van der Merwe. Klere verkoop. Ons design basies enigiets vir jou. Ek sny gras met 'n traktor. Koop wurms. Ons vervaardig skibands en funky rugbybroeke. Vending machines. Kinders kan op koop en loop. Is om marskrantjies en stresballe te maak en te verkoop. Maak my 'n miljonair. Maak my 'n miljonair. Maak my 'n miljonair. Albert van Wyk, maak my 'n miljonair. Daar het julle dit nou. Ons het ons eerste groep skole op die lys besoek en ons het daardie leerders uitgenooi na 'n voldagswerkswinkel waar ons hulle als gaan leer wat ons moontlik weet oor besigheid. Ek het in hierdie werkswinkel 3 jaar terug gesit toe ek net my entrepreneur journey begin het. 1 miljoen, 2 miljoen. My naam is Marnus Kronee. Ek is Blikkie Smit. Besigheidskaartjies altyd by my. Jana, wat ek geleer het van finansies vandag, wens ek het al vroeër geleer. Ek sien uit. Jo, ek het so baie kennis oor hierdie niks. Kan nie wag om te begin. By hierdie werkswinkels leer ons die entrepreneurs om hulle klein start-up besighede te transformeer na 'n groot ordentlike besigheid. Asook hoe om jou tyd reg te bestuur tussen jou skoolwerk en jou besigheid. So, kom ons ontmoet die volgende groep entrepreneurs. Hallo julle, my naam is Rian de Tooy. Ek is in graad 11, Hoërskool Oeverval. Ek maak en verkoop biltong. My besigheidsnaam is biltong.com. My naam is Marnus Kronee en ek is nou in Gitzwart Hoërskool graad 11 en my besigheid is Oakspire waar ek houtprodukte vervaardig vir mense. Enigiets wat hulle order, maak ek vir. Ek is John de Villiers van Volksskool Heidelberg, nou graad 11. My besigheid se naam is Rooster Prints en ek doen supplemente, pennensakkies, boeksakkies, T-hemde, oortreksels, handsakke, of rugsakke en kossakkies. Ek is Blikkie Smit, 'n graad 9 leerder in Hoërskool Hansmoor en ek is die eienaar van Bakkat Ferries. En wat my geïnspireer het om die besigheid te begin, is dat kinders my gevra het, waar kry ek my vellies en hoekom dra ek dit? Besluit ek gaan dit 'n besigheid maak. So ek dink dit is al amper 50 stelle wat so om en by 30.000 kan wees. En daarom is dit so amazing dat ons in die werkswinkels op hierdie ouderdom oor hierdie konsepte geleer word. Ek beloof, soos ek hier staan, om in die volgende 5 ure vir jou alles te leer wat ek possibly kan om jou te help jou besigheid verdubbel by die tyd wanneer jy uitstap. Maar jy gaan besluit hoeveel jy skep, hoeveel jy inneem, hoeveel jy leer. Ek het my besigheid begin in graad 9. Ek het afhanklik gedink ek sou dit net gedoen het om net 'n vinnige sak geld te maak of iets en toe kom Albert na ons skool toe en hy sê Janie, maar hierdie klein ding hoef nie klein te bly nie. Jy kan hom groter maak en jy kan beter word en van daar af toe besluit ek net okay, van ja, kom ek vat hom by die horings. Kan ek 'n commitment kry dat jy gaan skep soveel as wat jy kan? Ek kan nie sien nie hande op, kan ek 'n commitment kry? Het ek 'n commitment? Ek nog nie 'n commitment. Daar het ek 'n commitment. Yes, het ek 'n commitment? Okay, awesome. Let's go. Dan gaan ons sommer wegspring. Ek het my besigheid begin in Augustus laas jaar. Ek gaan nogal so kwaliteit goeder soos dit reg is nie, amper ek dit oor. Was dit so pas klaar gemaak vir die eerste helfte van ons workshop. Ek kan nie wag vir die tweede helfte nie. Ek dink ek gaan sommer my langspreek sommer skiep daarvoor. Dit was so cool. My kop is net daar en daar. Om 20 stelle te maak vat my ongeveer so 7 werkdae. Hierdie oomblik is die topverkoper die swart vellies wat ek aan die skole verkoop. My teikenmark is eintlik die skoolkinders. Hulle kan by my skool al swart vellies dra as skoolskoene. Dit is regtig inspirerend om hierdie jong entrepreneurs te ontmoet. Ek sien die toekomstige miljonêers, toekomstige biljonêers, die toekomstige entrepreneurs wat Suid-Afrika se ekonomie gaan dryf.
En daarom is dit vir my so 'n groot voorreg om my storie met hulle te kan deel, 'n paar wenke met hulle te kan deel en net 'n klein deeltjie van hulle storie saam met hulle te kan skryf. Net so. 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen. Hallo julle, my naam is Rande Toy. Ek is in graad 11, hoërskool Oeverval. Meeste mense ken my as die biltongboer. Ek maak en verkoop biltong. My besigheidsnaam is biltong.com. Ja, my biltong is baie lekker, mense love it. Okay, so ek het 4 produkte huidiglik. Dis geelvet biltong, chili droewors, normale droewors en dan bacon biltong. My topverkoper is my geelvet biltong. My geelvet biltong staan uit. Dit blink papi. Die basiese konsepte van geld, besigheid en entrepreneurskap is meer belangrik vir ons toekoms as wat mense eintlik dink. En daarom is dit belangrik dat ons in die werkswinkels op hierdie ouderdom oor hierdie konsepte geleer word. As Matthew dit kan doen, as Shaniqua dit kan doen, as Jason dit kan doen, dan kan jy dit ook doen. Die grootste uitdaging om entrepreneur nou te wees is die feit dat ek maar moes begin met R0. Dit was op tye maar moeilik geweest. Ek het 'n order gekry van 'n tannie af wat sy het een of ander tyd vir my gevra vir 'n bankie, 'n weird wacky bankie van 'n kopstuk van haar bed wat sy toe net gesê het, "Oké, kan jy die maak want niemand anders kan dit doen nie." En dit was my eerste uitdaging geweest toe aan die ou einde werk het uit en sy is een van my happieste customers. Ek kry my meeste van my kliënte deur word of mouth en deur social media soos Facebook en Instagram. My grootste uitdaging is om my besigheid uit te brei en bietjie meer groter teikenmark te kry om beter verkope te kry. Wanneer moes jy daai nuwe kliënt gekry het? Gister. Wanneer moes jy daai nuwe produk gelons het? Laas week. Jy's laat. Verstaan julle wat ek sê met urgency? Jy's laat. Definitief oom Albert wat my geïnspireer het om my besigheid te begin. Laas jaar toe hy by ons skool kom praat het hy regtig met my hart gewoeker en my hart het gebrand om 'n besigheid te begin. Dit is regtig my passie eendag wat ek wil doen is entrepreneurskap, wil dit aanpak en ook mense inspireer om ook besighede te begin en beter weergawe van hulle self te wees. Vandag wat ek geleer van tydbestuur gaan my baie help in my besigheid. Ek dink ek gaan 'n bietjie gaan netwerk. Verlede jaar het ons top 20 'n gesamentlike inkomste van R2.9 miljoen in hulle besighede ingebring. En 'n totale profiet van net so oor die R1.3 miljoen. Onthou, hierdie is hoërskool entrepreneurs en meer impressive as dit is dat hulle besigheidsgroei 5000% was in 8 maande. Natuurlik tel hierdie omset, profiet en groei vir punte as ons moet bepaal wie die wenner gaan wees van Maak my 'n miljonair by die gala. Weet jy al wie dit gaan wees? Maak seker jy bly ingeskakel want na die breek gaan ons nog van hierdie hoërskool entrepreneurs beter leer ken sodat jy dalk kan sien of jy die wenner kan identifiseer. Welkom terug by Maak my 'n miljonair. Ons is tans besig om 80 hoërskole regoor Suid-Afrika te besoek. Kyk saam of ons daardie entrepreneur kan vind. Vereers het ons die entrepreneurs uitgenooi van die skole wat ons al reeds besoek het vir 'n voldag werkswinkel waar ons hulle alles gaan leer wat ons moontlik weet oor entrepreneurskap en besigheid. Dis die business principles wat ek vandag vir julle gaan leer. Jy moet patience hê om te verstaan, dit gaan jou nie net in 1 jaar vat nie. Dit gaan jou 3 jaar vat, dit gaan jou 4 jaar vat, dit gaan jou ook 10 jaar vat. Maar jy moet urgency hê om die business principles toe te pas elke liewe dag. Sjoe, ek onthou dit soos gister, toe dit my eerste werkswinkel was. En ek was op my senuwees om al die top entrepreneurs in die land in een saal te sien. En hulle is nog my kompetisie ook gewees. Ek glo dit sal baie amazing wees as ek dit verby die top 30 of tot die top 30 toe kan maak en dit sal 'n absolute droom wees wat waar. Ek sien uit. Ek voel nie baie gestres hieroor nie. Ek is nog eens bly ek het dit deurgemaak tot die eerste ronde. Wat my geïnspireer het was die feit dat ek nog altyd meer uitgesien het na wat ek eendag wil word, moet myself op buite sit. Ek het eintlik begin toe ons 'n tafel gehad het wat ek moes regmaak en ek het nooit gedink ek sou met dit begin nie, maar naderhand toe sien ek okay, maar ek is eintlik goed in die en ek kan eintlik dit restaureer en
van daar af begin het nie. Met vandag se workshop hoop ek om bietjie meer bemarking te leer wat my definitief sal help. Hierdie werkswinkels is baie belangrik want ons leer vir hierdie jong entrepreneurs eintlik baie komplekse besigheidskonsepte. Ek kan met trotsheid sê dat hierdie jong hoërskool-entrepreneurs meer besigheidskennis het as meeste van die volwasse entrepreneurs wat ek raakloop in my lewe. Wie van julle het gedink toe jy jou besigheid begin het jy gaan hierdie jaar 'n miljonair wees? Hand op? Ja. Toe ek my eerste besigheid begin het ek gedink, "Ja, hierdie jaar maak ek baie geld." So skryf hierdie quote neer. Dis 'n quote van Tony Robbins. Right? So toe ek julle ouderdom was, toe ek 14 jaar oud was, het ek my konstruksiebesigheidjie begin. Dit is eintlik moeilik want na skool het ek rugby vir so 2 ure lank, maar ek sal tyd maak. So ek sal eers my huiswerk doen, opsom, alles doen, dan sal ek dit doen. Dis vat nie so lankie, dis net om daar uit te kom. My teikenmark sal ek sê omdat ek nog in skool is definitief skoolkinders, onderwysers, mense by die kerk. Dis my teikenmark en ek kry my kliënte doen ek soos bemarking op sosiale media en ek het advertensies en ook besigheidskaartjies kom ek by. Besigheidskaartjies altyd by my. Dit het my mind geblou. In die vorige workshop het ek baie geleer. Vandag het my net deurmind hoe belangrik die mark is. Ons het soveel geleer vandag, dit was net flippin' awesome. Wat ons nou nie op TV wys nie, is hoe hierdie jong entrepreneurs alles wat ons vir hulle leer by die werkswinkel implementeer in hulle besighede. En dit is altyd vir my verstommend hoe vinnig hierdie jong hoërskool-entrepreneurs alles wat ons vir hulle leer onmiddellik implementeer en die resultate spreek vir hulself. Eerste was nou, dit was baie, soos die goeders wat hulle gehanteer het, soos die finansies, die hoe het ons geleer van bemarking, En dan het ek laas Saterdag ook my eerste mark gehad, waar ek 'n stalletjie gehad het en my biltong verkoop het. Ek was winsgewend. Vir daai dag so 5.600. Jo, okay. Dis 'n funny story. In die begin toe ek net my besigheid begin het ek nie 'n biltong kerwer gehad nie. Ek het een van daai houtkerwers gehad waar jy die biltong so kap. So elke aand het ek tot laat in die nagte. My ma het my geraas want ek kry nie slaap nie. Maar nou het ek daarom soos al geld gemaak. Toe koop ek vir my 'n elektriese kerwer wat die biltong self kerf. Dit was my uitdaging. Wat ek vandag geleer het oor bemarking was so baie. Ek kan nie wag om dit te implementeer in my besigheid nie. Yes, die workshop was so great geweest. Ek het so baie geleer by Albert. Wat ek geleer het van tydbestuur vandag gaan my regtig in die toekoms help. Bemarking, hoe om met my geld te werk en soveel meer. Ek kan nie wag vir nog om nog meer te leer nie. By hierdie werkswinkels leer ons die entrepreneurs om hulle klein startup-besighede te transformeer na 'n groot ordentlike besigheid te. So ek en my hoof laas jaar op begin praat want ek het nog nie die diens gehad of die produk nie. Toe vra ek vir hom, "Meneer, kan ek dalk asseblief vellies verkoop?" Sê hy, "Ja, jy kan." Toe sê ek wil al die kinders aan die skool verkoop. Al is dit meisies, al is dit seuns. Dit is regverdig. So wat ek vandag vir jou wil sê, is ek wil vir jou hoop skep. En ek wil vir jou sê, moenie overestimate wat jy kan doen in 'n jaar nie. En as jy dit nie in 'n jaar achieve nie, moenie moed verloor. Moenie moedeloos raak as jy nie in die eerste jaar jou miljoene maak. Al wat jy moet doen is tree agter tree. Keep on going. Apply al die business principles wat ons vandag vir jou gaan leer. Ek probeer om al my skoolwerk in skooltyd klaar te maak, so dan is dit al in skool klaar en dit help my baie. Dan na skool het ek 'n breek tussen wanneer die skool uitkom en rugby oefening begin, dan doen ek nog huiswerk by die snoepie, dan rugby oefening en dan as ek by die huis kom, maak ek of biltong of dan het ek band practice of dan gaan ek sel toe. Ons het tyd om te mors nie. Hou maar net aan werk. So ek is baie excited vir die journey van Maak My Miljonair. Ek dink is 'n groot voorreg om hier te kan wees. Om Albert doen regtig goeie werk. Dit inspireer my baie. Om net hier te kan wees is 'n amazing ervaring. So ek sien baie uit om dinge te leer, my kennis op te bou. Knowledge is power. So dis hoekom ek hier is. Ek is reg vir die kompetisie. Ek gaan aanhou hard werk. Al vat dit baie, ek gaan my bes gee. Soos die goeders wat ek nou geleer het van finansies, ek gaan dit nou begin implementeer in my besigheid. Ek gaan 3 dae kortom dit 'n proses wat vandag gebeur het. Next level. Jy gaan sommer sien ek is 'n miljonair op 18.
Ek dink die kompetisie is styf, maar ek het ekstra notas geneem. My brein is nou baie moeg, maar daar's definitief wat ek meer kan leer. In terme wat ek geleer het van 'n value vandag, dink ek dit gaan my besigheid so baie help. Ons het nou ongelukkig al die skole in hierdie episode besoek, maar moenie bekommer nie. Volgende episode besoek ons nog meer skole. Het jy ons episode geniet? Vind jy hierdie jong entrepreneurs inspirerend? Inspireer dit dalk selfs jou om ook 'n besigheid te begin? So maak seker jy skakel weer in volgende week, net hier op Maak My 'n Miljonair, om te sien watter skole ons gaan besoek en om te sien watter entrepreneurs ons gaan ontmoet. Ons land het meer entrepreneurs nodig en ons is op 'n missie om daardie entrepreneurs te vind en hulle te mentor vir die toekoms van Suid-Afrika se ekonomie. Hier gaan ons. Hoërskoolpunt, hoe gaan dit met julle vanoggend? Gaan dit goed? Laat ek sien, gaan dit goed? Ons is vanoggend hier in George by Hoërskool Outeniqua. Pakalsdorp hoor Meisieskool Parel. Hoërskool Jan van Riebeeck. Action. Kom ons gaan kyk of hier awesome entrepreneurs is. Dan sê ingeskryf. My name is Tawana Banderson. My naam is Christian Snyman. Makita Appel. Kyk volgende week weer Maak My Miljonair, donderdag aan om 8:00, net hier op kanaal 147 via TV. Wat 'n bietjie pap. God. Weet jy dalk wie ons Maak My Miljonair? Is dit wat se seisoen is dit? Kom ons moet Om deel te... Okay. Yes. Hy het mooi skoene.